Tannie Elsie, kinders, maar veral Tannie Elsie, ons wil hier die dag van vandag hê nie, maar die Here het anders beskik en daar's nie regtig mense woorde wat ons vir mekaar kan sê nie. En daarom gaan ons eerder stil word rondom die woord wat die Here met ons praat en ek glo hy is die groot trooster wat ook uiteindelik vir Tannie en die kinders en die kleinkinders en familie en ons almal se harte ook gaan aanraak. Daar is so baie wat ons van Piet gaan mis. Ek mis dit al van COVID tyd af eintlik om my paadjie hier om te loop en te kom groet daar by die pilaar. Die oom het altyd opgestaan om my met die hand te groet. Ons het so 'n geselsie gehad voordat ek kom te storie toe is en soos wat ek en Alfred praat, daar so baie wat ons gaan onthou. Hy het altyd, Alfred sê altyd, hy die oom het iets gemeen gehad en dis hulle netheid op hulle karre. Dis maar oom Piet het hom altyd gewen. So dit is altyd mooi goeders wat ons gaan onthou en met ons gaan saamdra. Maar mag die Here vir julle regtig troos deur sy woord en dis hoekom ons hier in die huis van die Here is en mag hy veral vir julle ook baie styf vashou. Ons gaan die naam van die Here aanroep, kom ons buig die hoofde. U Here is 'n warmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Sien my, u dienaar van my geboorte af, in genade aan. Gee u my tog krag en red my. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader, deur die Seun Jesus Christus, en deur die kragvolle en die troostvolle werk van die Heilige Gees. Al is ons vanoggend hartseer, sing ons 'n lied van ons vooruitsig dat die lewe nie eindig hier op aarde vir ons as gelowiges nie. Daarom gaan ons staan en sing die oorwinningslied, die versies, soos wat dit vir ons aangebring is, daar op die blaadjie. En kom ons loof die Here, al is ons hartseer, maar ons loof hom omdat hy ons Here is. Die 3 verse saam.
vir 'n oomblik saam was daar, ek dan aan Elsie aan huis, Pieter het jy genoem dat Psalm 121 'n besondere psalm is, en daarom gaan ons saam lees uit Psalm 121, want dit is 'n pragtige psalm, en dit het ook vir ons 'n besondere troostwoord ook in. So ons gaan die hele psalm met mekaar saam lees, maar voordat ons dit doen, kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Onse God en almagtige Vader, as ons in hierdie oomblikke die hoofde voor U buig, dan is dit in diepe aanbidding en dit is in totale afhanklikheid. Dit is met geloof en dit is met vertroue in U, ons lewende Vader. Here, ons besef dat waar ons nou hierdie woorde van 'n bekende psalm gaan saam lees, dit so maklik by ons kan verbygaan. Want ons is vandag oorweldig met soveel emosie, soveel dinge wat deur ons gemoed gaan, wat in ons gedagtes leef, dat dit vir ons moeilik is om regtig in te neem dit wat ons gaan lees en dit wat ons 'n paar oomblikke deur U Gees ook gaan hoor. En daarom kom bid ons. En ons kom pleit by U die lewende Here, vir wie niks onmoontlik is nie. Dat U ook in hierdie oomblikke ons gedagte, ons harte, ons wese sal neem en totaal en al op U sal rig. Ons weet, Here, dit is nie mense werk nie, want uit ons eie kan ons nie. Die vlees is swak. En daarom kom bid ons tot U en ons pleit by U asseblief. Gee dat ons die troos sal hoor, ook in die woorde van Psalm 121. Lê dit in ons harte neer, want ons gaan dit so nodig hê in die dae wat ook voor lê. Dae wat ons weet, dat aan die Elsie en die kinders en die kleinkinders en die familie, maar vir elkeen van ons wat hier is en wie se lewe Oom Piet 'n besondere rol gespeel het, dae wat vir ons moeilik gaan wees. Maar Here, gee dan dat ons soveel sal inneem en indrink in hierdie oomblikke, dat dit in die komende dae na ons toe sal terugkom, en dat ons deur U genade dan sal verder kan aangaan met ons lewens. En daarom pleit ons net in hierdie oomblikke, spreek Here, ons wil graag na U luister. Amen. Ons lees Psalm 121. Die opskrif hier, pelgrimslied. Ek begin om te sê, ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Tot sover dan Psalm 121 en dan hierdie vraag van die psalmdigter, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, tannie Elsie, kinders, julle ken die huis van die Here. Julle ken die kerk. Dit is absoluut deel van ons gemeente. En ek is seker, julle ken die rustigheid en die vrede, wat 'n mens hier in die huis van die Here kan kom indrink.
Hier waar 'n mens iets van die teenwoordigheid van die Here kan geniet. Hier beleef ons die teenwoordigheid van die Here eintlik intens, as ons saam is in die huis van die Here. Daarom is dit vir ons as kinders van die Here baie spesiaal om in sy huis te kan wees. Vanoggend is ons weer hier in die kerk, maar dalk met emosies wat 'n mens nog nie van tevore beleef het nie, of wat ons nie baie keer in ons lewe beleef nie. Ja, ons soek baie keer troos by die Here, maar ek dink, julle as familie sal met my saamstem, dat die troos wat julle vanoggend soek is baie anders as al die ander kere wat julle dalk al troos by die Here gaan soek het. Die troos wat 'n mens soek na die afsterwe van 'n geliefde is anders. Dit wat 'n mens soek na die afsterwe van 'n eggenoot, van 'n vader, van 'n oupa, van 'n vriend, van oom Piet, is anders. Maar daar was net een soos hy. Die rol wat hy in julle lewens gespeel het, was uniek. Anders as enige ander persoon in julle lewens. En daarom is die troos wat ons vanoggend soek ook uniek. Is dit ook anders. En deur bloot net hier te wees, hier in die huis van die Here, in sy teenwoordigheid, dink ek, bring daarom klaar al 'n stukkie rustigheid in ons gemoed. Bring klaar al sy stukkie unieke troos vir ons in die lewe. Want hier in die huis van die Here wil ons baie keer beskerm teen die lewe van die wêreld hier buite. Vind ons skuilings, soos van die psalmdigters lief is om dit te verwoord. Hier kan ons letterlik so 'n bietjie asem kom haal. Die psalmdigter van Psalm 121 het presies dieselfde ervaar. Hy sê ook vir ons, dit was vir hom goed om in die teenwoordigheid van God te wees. Daar in die tempel van Jerusalem, daar het hy dit gevind. Het hy dit letterlik gaan indrink. Dan kom daar ongelukkig 'n maar hy kon nie daar bly nie. Hy kon nie daar in die tempel van die Here bly nie. Hy moes weer by daardie tempel ook uitgaan, en hy moes die wêreld van sy dag, moes hy weer gaan aanbid. En hy staan letterlik, dink ek, daar op die drempel van die tempel in Jerusalem, en hy kyk vorentoe na hierdie pad wat vir hom wag. Agter sy rug is die tempel, die teenwoordigheid van die Here, dit wat hy sopas alles kon geniet, die rustigheid wat hy kon beleef, om daar in die huis van die Here te wees, die genade wat hy kon beleef, wat oor hom uitgestort is, waar hy saam met ander gelowiges, heel moontlik Psalm 84 gesing het, hoe lief het ek u woning, Heer, waar hy die lof van God kon besing het, waar hy veilig gevoel het, waar daar nie vir hom bekommernisse was nie. Maar dis agter sy rug, want hy staan daar op die drempel, en hy weet, sy pad huis toe, lê vir hom voor. 'n Pad vol gevaar, tussen berge en deur klowe heen, waar die rowers en misdadigers van daardie tyd gewag het, maar ook al die gode, die afgode van daardie tyd. En vir die Israeliete en die mense van wat in daardie tyd geleef het, was die berge gode wêreld gewees. Elke hoogte daar het 'n heilige paal opgehad, elke vallei het sy eie offerplek gehad, en dis die plek waar die son jou dan nou sal kom bykom, waar die bygeloof geleef het, dat die maan vir hulle dalk ook sou iets kon aandoen. Elke skuilplek, elke donker hoekie, was daar 'n moontlike gevaar. En hierdie Israeliet, hierdie pelgrim staan daar op die stoep van die tempel, en hy weet hy moet daar deur, om by die huis te kan kom. Hy het nie 'n keuse nie. Hy moet hierdie pad stap, want dis al pad wat daar is, om by die huis te kom. Hy moet die veiligheid van die tempel agter hom verlaat, en hy moet die gevaarlike wêreld in, en dit gaan trotseer. Hy moet die stiltes uit, en hy moet die donker plekke deur. En hier staan hy, letterlik op die drempel van die tempel, tussen die geloof in sy hart, wat hy sopas intens in die tempel beleef het,
maar ook die angs in sy hart, omdat hy weet, daar wag gevaar op pad huis toe. Dis in die Halleluja en die lofliedere, wat hy so pas gesing het in die tempel, beleef hy hierdie uitroep in sy hart, sy vorentoe kyk, die pad sien, en sê, Here, help my. Ek dink julle voel vanoggend baie soos hierdie Israeliet. Op hierdie oomblikke drink ons die genade van God in. Ons so pas geloof met ons lied. Ons beleef iets hier van die aanraking van die Here. Ons in gebed voor hom sit. Ons beleef iets van die seën wat hy oor ons uitspreek. Maar ons weet ook, ons moet nou weer uitstap. En ons moet op daardie stoep gaan staan. En ons moet ons eie lewenspaadjie gaan klaarloop. Tot ons uiteindelik ook in die ewigheid van die Here kan kom. En ons weet dat daardie paadjie wat op ons wag, as ons op daardie stoeptrappe staan, nie 'n maklike pad gaan wees nie. Hierdie pad begin eintlik met die ondraaglike, waar 'n mens die finaliteit van 'n laaste groet so beleef, waar mense se harte stukkend en gebreek is. En jy weet, daar wag 'n pad van verlang, van gemis, van ontbietende mense lewe. So gaan ons ook staan op die drempel van die huis van die Here. Tussen die geloof in ons harte en die werklikheid wat ons weet op ons wag in die wêreld waarin ons leef. En ook ons moet eenvoudig daardeur, net soos wat hierdie Israeliet op die stoepe van die tempel beleef het. Ook ons het nie 'n keuse nie. Ons moet ook deur die berge en die dale van ons lewens ook gaan. Ons moet ook die seiltes uit in die donker klowe van die lewe moet ons ook deur, want die lewe gaan ongelukkig aan. Dalk moet ek dit anders stel. Ons weet gewoonlik nie hoe weerloos ons is, hoe hard hierdie wêreld kan wees nie, totdat juist die gebrokenheid van hierdie wêreld ons letterlik soos 'n voorhamer tussen die oë kom tref, soos wat hy vir julle verlede week kom tref het. En die diepste seer in die wese van 'n mens se hart kom sit, en net deur trane in 'n mens se oë gewys kan word, en die vraag dan op 'n mens se lippe, maar waarvandaan gaan daar dan vir my hulp kom? Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? En dis 'n vraag wat elkeen van ons eintlik moet antwoord, voordat ons vanoggend daar op die trappe van die huis van die Here gaan staan. Voordat ons dit kan waag om vanoggend hier uit te gaan. Die psalmdigter antwoord sy vraag eintlik baie kort en kragtig. As hy sê, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. 'n baie eenvoudige antwoord, maar 'n antwoord met 'n geweldige betekenis. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wat wil hy met hierdie antwoord sê? Hy sê hiermee eintlik vir ons, ja, daar kom oomblikke in 'n mens se lewe, oomblikke van seer kry en onsekerheid en swaar kry, maar in daardie oomblikke is God my hulp. Hulp wat ons eintlik partykeer in verwondering laat, te besef hoe die Here gebroke mense dra en vashou en daar is vir hulle. En hoe hy net oral besig is, in die hele hemel en op die hele aarde is God besig. En daarom is hy nie net hier in die huis van die Here nie, was hy vir die Israeliet nie net daar in die tempel nie, nee. Hy is ook tussen die berge, hy is ook daar waar ons op die afgrond staan, hy is ook daar in die vlaktes van ons lewens en in die noutes waar ons vasgeknyp voel. Ja, die Here is oral. Hy wat die hemel en die aarde gemaak het. En daarom al voel ek hoe weerloos en hoe broos vanoggend, hoef ek nie hulpeloos te voel nie. Want God is met my. Dit is baie, baie belangrik om saam te vat.
God se hulp aan ons is nie opgesluit in sekere oomblikke, net in sekere tye nie. Nee, van die begin van die skepping af was God daar, is hy elke oomblik daar en sal hy elke tree van ons lewenspad en van die toekoms ook daar wees. Ons lees dit ook so mooi in Genesis 2. God het aan die begin sy hande uitgesteek om die mens te vorm. En dan kry ons een van die bekendste teoloë, Karel Barth, wat so baie mooi geskryf het. Hy het gesê, God het letterlik sy hande in die klei gesteek om ons te vorm. Om ons te maak, het hy by wyse van Spreuke sy hande vuil gemaak. En van toe af was God nooit weer gestel op skoon hande nie. God steek sy hande in hierdie stikkende wêreld in, om ons te help, om ons op te tel, om ons te dra, om by ons te wees, elke oomblik, en uiteindelik vir ons te neem, na ons ewige tuiste. Trouwens, daardie selfde hande is vir ons aan 'n kruis deurboor. Daardie hande het vol bloed geloop, sodat ons kan sien en kan weet en kan glo. God maak bemoeienis met ons. Hy sal help. Psalmdigter gaan verder om te sê in vers 4, hierdie God is altyd by ons. Hy slaap nie eers nie. Ons lees daar waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. En daarom sê hy vir ons vanoggend, daarom, bang stoepkyker, moenie bekommerd wees nie, alles behoort aan die Here. En daarom, as jy dalk vanoggend nie hier wil uitstap, en daar op daardie stoeptrap wil gaan staan nie, waar mens so vasgevang is in jou hartseer, en die wêreld wat jou vasdruk, weet dan, jy staan nie vir 'n oomblik alleen daar nie. God is by jou. Hy is by sy kinders. Sy hande is by wyse van Spreuke reg, vir julle elke oomblik verder te help. Alles behoort immers tog aan die Here. Want sê Psalm 121, die aarde en alles daarop, die hele wêreld en almal wat daarin woon, alles behoort aan die Here. En dan weet ek, dit wat ons vanoggend hoor is niks niets nie. Maar dit is dalk nodig dat ons dit weer en weer en weer moet hoor, dat ons weet, lewenspad vorentoe, gaan ons hierop moet terugval. Want wanneer pyn en seer ons wil oorval en verlam en ons wil vasdruk, dan moet ons onsself en mekaar daaraan herinner. Die Here is my hulp en my krag. Daarom, wat is jou antwoord vanoggend op die vraag, waar sal my hulp vandaan kom? Mag dit wees dat ons sê, my hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Ek sluit af, die sosioloog Pieter Berger het geskryf, wanneer 'n ma in die nag haar kind oorhuil, sal sy opstaan, haar kind gaan optel en haar hande om hom vou, hom styf vashou en sê, alles is reg my kind, alles is reg. En dan vra hy die vraag, maar is die ma nie besig om vir die kind te jok nie? Kan sy regtig seker wees, alles is reg? En nie geliefdes, die ma kan dit sê, want as sy gelowige is, dan het sy twee dinge, sy het geloof en sy het hoop. En dit is presies wat Psalm 121 vir ons sê, ken jy vir God, dan het jy geloof. Geloof in die God, wat jou altyd in sy hande sal vashou, wat sy hande altyd daar sal wees om te help. En het jy geloof in God, dan het jy hoop. Dan kan ons maar op die stoeptrappie gaan staan, in die hoop en in die wete, dat God saam met my die pad verder gaan stap. Tannie Elsie, kinders, kleinkinders, vriende, ons weet, ons lewenspad in hierdie wêreld is nie altyd maklik nie. Vir julle wat rou is en wat seer is, weet ons, daar wag 'n moeilike pad. Maar ons weet, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het.
mag ons met geloof en hoop daardie kerkstoep gaan staan vanoggend en uitstap met daardie geloof en daardie hoop, omdat ons God ken. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, U weet, wanneer U kinders swaar kry in hierdie wêreld, dan roep ons dit dalk baie keer uit, hardop of in ons gemoedere, waar vandaan gaan daar vir my hulp kom. En dankie dan vir die wonder van Psalm 121, waar die psalmdigter op 'n pragtige en unieke wyse vir ons kom sê, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dankie Here dat ons agter hierdie woorde die belydenis kan hoor van iemand wat vasgehou het in die geloof in U. Iemand wat sopas in die tempel van die Here gestap het en geweet het daar wag 'n wêreld vol gevaar en swaar kry en moeilikheid vir hom. Hy het hierdie belydenis op sy lippe. Mag dit ook vanoggend ons belydenis in ons harte wees. As ons uitstap vanoggend by hierdie kerkgebou, om te weet, maar die lewende Here gaan saam met my. Here, dankie dat ons U genade en U krag en U seën, al U beloftes op Tannie Elsie kan afbid en kan weet dat U ook ons gebede gebruik om vir haar tot seën ook te wees. Vir tye wat sy dalk nie eers die krag het om na U te roep nie. Dankie dat ons dan vir haar kan intree in die gebed. En ons doen dit graag, omdat sy ook, Here, vir ons spesiaal is. En ons doen dit vir die kinders en die kleinkinders, elkeen van hierdie familie, wat 'n spesiale verlangplekkie in hulle harte gaan hê, en wat altyd, Here, gaan terugdink aan die spesiale rol wat oom Piet ook in hulle lewens gespeel het. Hou vir hulle vas in hierdie bitter seerkry tyd, totdat U ook in U tyd baie seer ook so bietjie temper, dat die verlange wat altyd gaan bly, Here, skenk U genade ook oor hulle. Ons kom bid dit in 'n diepe afhanklikheid. Ons bid dit in die wete dat U ons Here is, en dat U elke tree verder met ons sal stap. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, die familie het gevra dat ek die bedankings ook sal hanteer. Daar is egter so 'n paar persoonlike woorde wat hulle ook graag net wil deel. En ek weet, Pieter het 'n paar keer gesê, hy sou graag volgens self hierdie woorde wou sê, maar mense gemoed is eenvoudig te vol op 'n dag soos vandag. Daarom gaan ek my bes doen om dit wat hulle vir my hier op skrifte gegee het, ook dan so met U te deel, maar hoor daar agter asseblief elkeen van hulle se stemme. Tannie Elsie het 'n baie kort boodskap en dit verstaan ons vanoggend as sy hier sê, Adoons, my man, ek kan nog nie groet nie, my hart is te seer. Dan van Toby en Marcel en Martiney en Elsje Marie, dit is 'n stukkie geskryf wat sê, waar moet ons begin, want woorde het ons nie. Die seer lê nog so baie vlak, dit was so onverwags. Dan deel hulle ietsie van hoe hulle oom Piet ervaar het. Pa Pieter was 'n stil man. Hy was nie net 'n pa nie, maar ook 'n oupa in die ware sin van die woord. Dis hoe ons hom sal onthou. Hy was altyd daar vir sy gesin en vir sy kleinkinders. Geen taak was vir hom te moeilik nie, en vir sy 2 hande het niks verkeerd gestaan nie.
tot op sy ou dag het hy gehelp, net waar hy kon. By hom was daar nie skoonkinders nie, dit was sy eie kinders, waarvoor hy net so lief was, as sy eie. Hy was 'n man vir sy vrou, die beste pa vir sy kinders, en die ongelooflikste oupa vir sy kleinkinders. Hy was godsvreesend, met altyd 'n goeie voorbeeld gestel. Dankie vir alles wat pa vir ons beteken het. Ons gaan jou so baie mis, in ons harte vir altyd. Van Marcel en haar gesin. Dan van Pieter en Melissa en, mag ek nou sê, klein Pieter, wat nou nie klein is nie. Hulle skryf hier, ons wil dankie sê vir ons hemelse Vader, vir die 81 jaar, wat hy ons geliefde pa en oupa vir ons gespaar het. Die goeie herinneringe saam, oorskadu by verre, hierdie moeilike tyd, in ons almal se lewens. Maar ons weet dat hy vandag in die Vader se huis is. Hy was 'n kind van die Here, wat sy familie gelei het deur die voorbeeld wat hy gestel het. Sy liefdevolle en sagmoedige geaardheid sal ons altyd bybly. Hy het gelewe sonder enige wrok in sy hart. En hy het ten spyte van konstante pyn veral die laaste tyd, altyd die positiewe en die goue randjie om die son raak gesien. Pa se hardwerkendheid, eerlikheid en skewe glimlag wat tot in pa se oë gegaan het, sal altyd onthou word. Papa het altyd sy wysheid en ervaring gedeel en was net 'n oproep ver. Rus in vrede, papa. Ons sal mooi na ma, met respek gesê, ou vrou kyk. Van Pieter, Melissa en klein Pieter. Dan die ander kleindogter, wat ek nou eers gehoor het toe mense haar naam uitspreek, nou by Pieter, Limuela, kom reg. Sy kan vandag ongelukkig nie wees nie, sy is daar in die Ver Kaap, maar sy het ook 'n briefie geskryf, en sy sê, wanneer ek aan oupa dink, dan dink ek aan oupa as 'n familieman, met die grootste hart. Iemand wat altyd 'n vriendelike oor gehad het, en wat graag geluister het wanneer ons wou gesels. Oupa het altyd tyd gehad vir 'n grappie, was altyd bereidwillig om ons te help met enigiets, en daar was altyd 'n glimlag op oupa se gesig, ongeag of oupa self probleme gehad het. Baie dankie vir die voorbeeld van 'n man, wat oupa vir ons almal was. Oupa gaan beslis gemis word. Ek is lief vir oupa. Dan so 'n paar bedankings wat hulle graag wil oordra. Hulle sê hier, ons as familie wil graag bedankings rig aan almal wat betrokke was in 'n geliefde lewensmaat en papa vir sy kinders. Besonderse woord van dank aan die mediese personeel wat oupa in sy laaste dae versorg het onder baie moeilike omstandighede. 'n Groot dankie vir al die vertroostende boodskappe van elke familielid, van al die vriende oor die laaste paar dae. 'n Dankie aan Golden Eye, se ambulanspersoneel vir die goeie behandeling en die veilige vervoer van oupa na die hospitaal. En dan vir vandag almal wat op een of ander manier ook betrokke was by vandag, ons orgelis en die koster, baie dankie, Eloise en François, en dan ook vir elkeen wat betrokke was by die gereedmaak van die verversings, baie dankie ook aan julle. Dan so een persoon, Paul, aan jou 'n woordjie, Paul Venter, vir jou omgee en jou toewyding, ook veral in die tyd wat hulle nie by die huis kon wees nie, jy altyd ook na die diere en na die huis ook omgesien het. Baie dankie ook vir jou, Paul. En dan vir almal wat moeite gedoen het om vandag hier te wees, almal wat ver gekom het en om te deel in hierdie spesiale afskeid saam met die familie. Dan sluit hulle af, Adoons, papa, oupa, Boeta en oom Piet. Ons gaan jou almal so baie mis. Ons
ons was so lief vir jou gewees en ons sien uit om jou weer eendag te sien. Baie dankie vir dit wat julle as familie ook met ons gedeel het. Ietsie van hoe julle ook vir Piet beleef het, aan ons ook mee te deel. En dit is regtig goed om eintlik so 'n wonderlike man te kon eer. Liefdes, ons gaan vanoggend nie graf toe nie en ons gaan nie gedenktuin toe nie, maar ons gaan wel 'n laaste eer bewys aan hierdie persoon wat ons nou net so 'n paar oomblikke by stil gestaan het. Hier voor op die kansel is daar 'n paar rosies en blommetjies. Ons gaan die familie eerste kans gee, as jy wil, is jy welkom om dan op te staan, net 'n blommetjie te neem en net hier by die foto te kom plaas. Mense het ook so half 'n behoefte om net so 'n laaste eer ook te betoon. So kom ons gee kans en dan enigeen uit die gemeente is baie welkom om dan ook net vorentoe te kom en ook net 'n blommetjie te kom neersit. Liefdes, voordat ons sluit hier in die huis van die Here, met so enkele reëlings hier oorkant by ons kerksaal is daar verversings vir u gereed gemaak. Dit lyk dalk so 'n bietjie anders as wat u aan gewoond is. Elke bordjie is individueel vir u gepak en toegemaak, so jy kan dan net 'n bordjie daar neem
En dan in die saal, as jy net weer beweeg, sal jy sien, sal ek self ook daar sal wees by die luike, is daar tee en koffie. Ook in weggooibare houertjies beskikbaar, wat ons daar vir u kan sal skink. En dan kan jy daar ook 'n tydjie met die familie vertoef. Die familie het dit op die blaadjie gesit, maar hulle het ook gevra, ek moet asseblief maar weer vra. Ek weet dat ons almal in die dorp is op die oomblik baie bekommerd ook oor COVID, en daarom vra hulle al wil hulle bitter graag 'n drukkie van u hê, wil hulle graag die gesondheid ook in ag neem. So dit is moeilik, maar kom ons gee maar nie drukkies dan nou vandag nie. Ons gaan sluit hier in die huis van die Here, as ons gaan staan en luister na die woorde van die troostbrief, soos hy vir ons aangebring is op die blaadjie. Daarna gaan ons saam sing die aangrypende Onse Vader, wat ook oom Piet se keuse was vir vandag. En na die uitspreek van die seën, dan gaan ons vir julle rustig kans gee om die kerkgebou te verlaat, en dan volg ons ander daar na die kerksaal toe. Kom ons staan vir die troostbrief. Op Woensdag 2 Junie het 'n geliefde man, vader, oupa en familielid, Pieter Hendrik Coetzee, net soos op die vlerke van 'n arend, gesweef na sy hemelse Vader op die ouderdom van 81 jaar. Ons dank die Vader vir al die seën, liefde en genade, so ruim oor hom uitgestort deur die jare. Ons is innig dankbaar vir die tyd wat hy aan ons gegee was. Dit was mooi jare. Sy teenwoordigheid sal gemis word. Sy nagedagtenis sal bly voortleef. Van die Here. Die Here sal ons seën en ons beskerm. Die Here sal by ons kom staan en ons help. Die Here sal hoor wanneer ons bid en aan ons sy vrede gee. Amen.